broeders en susters, kinders. Het is wonderlik om aan die begin van 'n nuwe jaar te staan en vir die uitdagings wat die nuwe jaar vir ons inhou, maak ons opgewonde. Die Here het vir ons nuwe krag gegee, en hy elke dag vir ons krag. En ons het 'n mooi seënwens ook vir u as gemeente op die bord. Maar 2014 by elkeen genade, vrede, geloofsgroei, die belewing van die nabyheid van God ons Vader, die innige geloofsgemeenskap deur Jesus Christus en die vertroosting van die Heilige Gees oor u. Mag jy dit ook so ervaar. Ons begin ons erediens vanoggend met die sing van Psalm 138, die eerste en die derde vers. Ons doen dit staande, sal met my ganse hart, o Heer, u loof en eer, u hoogheid, alde. Kom ons sing dit saam. Geliefdes in die Here, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing lied nommer 205, die eerste en die derde verse. Bring lof aan die Vader vir die Here en die Seun. Ons sal sien ons begin met die lofpsalms. Kom ons sing dit met 'n lofstem. Yes.
doen nou saam belydenis van ons geloof. En ons doen dit almal ook hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, besterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Ons luister na die wet van die Here en ek lees die toepassing op daarvan in die Nuwe Testament. Ek lees 'n gedeelte uit Efesiërs hoofstuk 4 van vers 25 af. Die omskrif van die gedeelte is die riglyne vir die nuwe lewe. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As jy kwaad word, moet jy sondig nie. Jy moet nie 'n dag kwaad afsluit nie. Moet nie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit bitter of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaal, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle self geen sprake wees nie. Rowwe, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie, nee, dan kan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige hart is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God. Ons lees ter sover. Terwyl ons sit, kom ons sing saam. Skrifberg in 9:3 vers 1. Voor u wet Heer, staan ons skuldig. Ons bely ook ons sonde oor die wet van die Here aanhoor. En besef ons dat ons sondig is. Dan bely ons sonde voor die Here. En ons doen dit ook met hierdie woorde. Kom ons sit saam. Amen.
Here ons God. Ja, voor U staan ons skuldig. Ons is mense. Ons het daar die natuurlike geneigtheid om die wette te oortree. Ons wil so graag doen wat U van ons verwag. Maar as ons lewe oordink, dan kom ons agter, ons het soveel kere U wet oortree. Daarom smeek ons vir U vir genade. Ons bid, Here, dat U vir ons sal lei op die pad, dat ons moet loop, dat U vir ons deur die Heilige Gees ook die krag daartoe kan gee. Ons dank U vir hierdie nuwe jaar, dat U vir ons gee. En in die nuwe jaar wil ons ook in besonder in die kerk U dien en U loof. Ons wil dit in ons lewe doen. Ons wil aan U die eer gee. Maar ons besef daar is uitdagings wat vir ons voorlê. En baie veroorsaak bekommernisse in ons lewe. Ons bid, Here, dat U ook die las van ons skouers af sal neem. Sodat ons hoop en met geloof in die nuwe jaar kan gaan. Seën U ons werk. Seën ons gesin. Seën dit wat ons beplan. Lei U ons, Here. Gee dat alles wat ons doen, wat tot eer en verheerliking van U heilige naam sal wees. Ons bid dit in Jesus Christus ons naam. Amen. Liefdes, ek gaan aan die begin van hierdie nuwe jaar, gaan ek 'n paar preke, 'n kort reeksie preek, waarin jy sal agterkom dat ons 'n bietjie aandag gaan gee van positiewe gesindheid aan dit wat die Here ook vir ons gegee het, die wonderlike wat hy vir ons beloof, dat ons ook daaraan herinner word, en dat ons daaruit ons krag sal kry, ook vir die jaar wat vir ons voorlê. Ek begin vanoggend daarmee deur die lees van Matteus 6 van vers 25 af. Matteus 6 van vers 25, jy sal sien dit is deel van die bergpredikasie van ons Here Jesus Christus. Die discipels het ook vir hom gevra, hoe moet hulle bid? En dan leer die Here vir hulle, die onsse Vader. Dan vertel hy vir hulle van die skatte wat hulle in die hemel moet bymekaar maak, en nie op die aarde nie, die lig van die liggaam, die lamp van die liggaam is die oog, en as die oog goed is die hele liggaam lig. As die oog sleg is, sal die hele liggaam sonder lig wees. En dan God en Mammon, ek praat 'n bietjie daaroor, en dan van vers 25 af, die sorge van die lewe. Dan praat hy vir ons oor die sorge van die lewe. Kom ons lees daarvan. Vers 25 tot vers 34. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie en stuur by mekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Dis julle nie baie meer werd as hulle nie. Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pracht was nie gekleed soos een van hulle nie.
as God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre vertraag word, so versier, hoeveel te doen, sal hy dan nie vir ons en vir julle sorg nie, julle klein gelowiges. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet, of wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. Dan sal hy julle oor al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons fokusvers, Matteus 6 vers 33, ken maar die woordjie bekommernis. Staan die woordjie beywer. Die Here sê vir ons, in plaas van oor hierdie dinge te bekommer, beywer julle vir hierdie dinge. Die vers 33 lees weer, beywer julle allereers vir die koninkryk van God. Dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Al hierdie dinge verwys terug na wat hy vroeër gesê het. Jou kos, wat ons gaan eet, wat ons gaan drink, wat ons gaan aantrek, al die basiese dinge van ons lewe. Voordat ons aangaan met die preek, kom ons sing saam, lied nommer 254. As dit sittend is, spreek die wat ons regtig nodig het om te besef aan die begin van 'n nuwe jaar. En 'n antwoord daarop kry is, sal die Here vir ons sorg hierdie jaar? Sal hy vir ons sorg in ons probleme, ons moeilikheid? Hoe kan ons daarop vertrou?
Met ons verstand sê ons dadelik ja. Natuurlijk sal die Here vir ons versorg. Maar in ons harte wonder ons baie keer daaroor. Wat weet God van my omstandighede? Is hy regtig besorg oor die situasie waarin ek vandag is? Gee regtig om vir my? Sal hy vir my sorg in die nuwe jaar? Of moet ek maar weer altyd, soos altyd in die verlede, die ou dingetjies maar self hanteer? Jesus Christus antwoord hierdie vraag in hierdie gedeelte wat ons vanoggend aan die voorgelees het. Ons het gesê Matteus 6 is ongeveer in die middel van die bergpredikasie, waar Jesus Christus 'n skare mense dien en aan hulle vertel hoe hulle moet lewe as gelowiges. Dit klink amper asof dit die bedoeling is om ook aan die begin van 'n nuwe jaar gelees te word. In vers 25 staan daar, moet julle nie bekommer nie. Vers 27 staan daar, wie van julle kan hierom te bekommer? Vers 28, en wat bekommer julle hier? Vers 31, julle moet julle dus nie bekommer nie. So nie minder as 5 keer in 10 verse kom die woord die bekommer voor. Die doel van alles is om vir ons te sê dat ons nie ons moet bekommer of angstig moet wees oor dit wat vir ons in die jaar voorlê. Bekommernis is deel van 'n gesindheid. Dit is iets van 'n emosie. Dit beskryf meer 'n angstige bekommernis wat gegrond is op die bewustheid oor die moontlike gevare en ongelukkigheid wat in my lewe kan voorkom. Dit is asof iemand my keel so vat en so stadig toedruk. Dis hierdie bekommernis. Dat het groter in my lewe word. So is nie die wettige bekommernis as ek moet bekommer wees oor sekere sake en dan aandag gee. Maar as hierdie bekommernis 'n probleem begin word, as ek my keel begin toedruk. Byvoorbeeld bekommernis is 'n uitermate kommer oor die omstandighede in my lewe. En die klem op die woordjie uitermate. Hierdie bekommernis gebeur wanneer jy so behep is met die probleme van die lewe dat jy aan niks anders kan dink as net dit nie. Dit is die oorweldigende gevoel van onsekerheid en van vrees wat in jou lewe begin. En dit is sonde om 2 redes. In die eerste plek, vervang dit God se plek in jou lewe. Dat jy lewe asof die Here glad nie bestaan. Alles gaan oor jou probleem. En in die tweede plek trek dit jou aandag so af dat jy nie meer kan aandag gee aan dit wat regtig saak maak in jou lewe. Daar is 'n manier waarop ons kan onderskei tussen moet ek nou regte bekommernis oor sekere sake wat ek aandag gee, of het hierdie probleme van my lewe al begin om hierdie bekommernis te word wat Jesus van praat. En dit waaroor jy bekommerd is, die eerste ding is wat jy in die oggend aan dink. En die laaste ding is waarom jy die aand dink. Wanneer dit jou gedagtes al begin so oorneem, dat dit 'n gevaar begin raak. Wanneer jy daaraan dink, elke tydjie, elke vrye tydjie wat jy tot jou beskikking het, dan het dit al 'n probleem geraak. En wanneer jy kon kry dat dit in elke gesprek wat jy praat, begin voorkom. En gesien in die lig hiervan, is baie van ons bekommernisse baie meer
as wat ons self sou wou ek het in ons lewe. Dan spreek hierdie gedeelte ook vir ons. As Jesus sê, moenie jou bekommer. Moenie angstig wees oor die sake van die dag nie. Moenie dat jou regmatige kommer verander in 'n klomp bekommernisse nie. Vers 25 sê, moet jou nie bekommer oor jou lewe, oor wat jy moet eet of drink nie. En hy herhaal dit, vers 31. Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet of wat moet ons drink nie. Ja, dit klink baie goed. As ek 'n vol yskas kos het, en ek het 'n vol spens, dan moet ek nie bekommerd wees oor kos. Maar wat as ek dit nie het? Bekommernisse nie. As ek nie kos het om te eet, die eerste ding in my lewe, die mees basiese ding om te eet, van 'n mens. Dit nie wat Jesus hier aanspreek. En Jesus verduidelik dit, hy sê dit in vers 26, hy sê, kyk na die wilde voëls, hulle saai nie en hulle oes nie, en hulle maak nie en skure by mekaar nie, Here, Hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd, sal julle nie? Ek weet nie van baie voëls wat boer nie. Ek het omtrent nog nie 'n duif gesien wat 'n uitjie in die grond sit, sodat daar 'n mieliekat opkom, sodat hy volgende keer weer kan hê om te eet. Maar God sorg vir die voëls. Ek vermoed dat die probleem juis dit is. Dit lê by die sorg van die Here. Diep in ons harte wonder ons, is ek nie moeite werd, dat die Here vir my ook sal versorg. Die psigiater sê dat agter amper alle emosionele en geestelike probleme lê daar die probleem van 'n lae selfbeeld. As jy begin sleg voel oor jouself, as jy jouself as 'n verloorde en 'n mislukking beskou, as jy dink dat jy in elk geval nooit maar sal kom nie, dan gaan jy dit moeilik hê om die Here te vertrou. Omdat jy jouself nie sien as waardig genoeg vir sy liefde nie. Die waarheid is dat selfbeeld baie vroeg in my lewe uit gevorm word. En dit is waarom dit so belangrik is dat ons dit al aan ons kinders gee as hulle nog baie jonk is. Herman Bombeck, 'n Amerikaanse joernalis, het gesê dat goeie kinders soos 'n sonsondergang is. Hulle verdwyn elke aand en ons neem hulle van selfsprekend aan. Min ouers besef hoe desperaat kinders soms is om ons tevrede te wil stel. En hoe seer gemaak hulle voel as hulle voel dat hulle gefaal het in dit wat hulle doen. En daarom is dit belangrik dat ons aan ons kinders aandag gee. Bitte van ons is egter volmaakte ouers. Maar ons het ons kinders baie lief. Dit is die punt wat ek wil maak. Terwyl ons eintlik gefaal het as ouers, en ons kinders nog probeer, alhoewel hulle ook nie altyd alles reg doen. Maar dit vat nie ons liefde weg vir ons kinders. Hoeveel te meer God? Ons het 'n volmaakte God. Hoeveel te meer het hy ons nie lief nie? Terwyl ons maar mensies is wat faal, wat nie maar sal kom, wat sonde doen, wat verkeerde dinge sê, wat hy gaan optree. Ons kan toch nie met God se volmaakte liefde twyfel nie. En as hy dan vir ons sê, moenie bekommer wees nie, ek sal vir jou sorg. Ek het jou lief. Maak nie saak wie jy is nie. En dit is die mooie wat in die deel na vore kom. Dit is nie maar net is
gewone ou mensie wat vir my sê, ek sal vir jou sorg en moenie bekommerd wees. God sê. En God, ons volmaakte God, met sy volmaakte liefde, dis hy wat dit vir ons sê. Daarom kan en mag en sal ons nie twyfel nie. Sal dit beteken dat ek nooit 'n maaltyd in my lewe sal mis nie? Nee. Beteken dit dat ek altyd kos op my tafel sal hê? Nee. Dis nie wat die Here sê. Beteken dit dat ek nooit honger sal wees nie? Nee, ek sal honger word. Dit beteken dat God beloof dat hy vir my sal sorg. Vir dit ook wat ek moet eet, en daarom hoef ek nie bekommerd te wees. Nou is dit interessant dat hy ook klere noem. Ons weet hoe belangrik dit vir onsself en ons kinders is om die regte klere te dra. In Matteus 6 vers 28 tot 30 staan daar, en wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, self Salomo in al sy pragt was nie gekleed soos dit van hulle nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg? Klein gelowiges. En daarvoor die belofte weer na vore. Hy sal sorg. Lelies werk nie vir dit wat hulle het nie. God gee dit vir hulle. En dink jy hulle is bekommerd? Die punt is, blomme hou nie baie lank nie. Tog sorg God vir hulle. Die blom kan vandag nog pragtig in die veld mooi opstaan. Dan kom daar skielik 'n wind op en hy waai dat daar net vlakke van daai blommetjie oor is. En dan hou die baie lank. Hoeveel te meer ons? Ons is nie blomme nie. Ons het 'n liggaam, ons het 'n siel. Die ware som totaal van jou is bloed, nie net jou bloed en jou spiere en jou bene en jou vet, jou senuwees en jou vel. Dis nie die ware som totaal van jou as mens, dis baie meer. Jy het 'n siel. Ons glo tog ook aan die ewige lewe. Ons lewe is nie net so kort, selfs hierdie ou bestandie van ons op die aarde nie. Dit maak ons baie waardevoller as die lelies van die veld. En as God vir die lelies van die veld sorg, hoeveel te meer nie vir ons nie? Dan hoef ons nie bekommerd te wees oor wat ons gaan aantrek nie. Kos en klere verteenwoordig die mees basiese elemente van die mens se lewe. Dit staan vir alles wat ons nodig het om op hierdie wêreld oor die weg te kan kom. Soos ons geld, ons werk, ons huisvesting, ons vervoer, noem maar op. Dis daardie kos en daardie klere. En as Jezus dit noem, het Jezus eintlik gesê dat ons nie vir een van al hierdie dinge moet bekommerd wees nie. En die rede is dat bekommernis al hierdie dinge eintlik buite proporsie opblaas. Hy sê daarom in vers 25. Dis die lewe, die ewige lewe. Jou verhouding met die Here, jou verhouding met sy koninkryk hier op die aarde, dit is belangrik as kos en die liggaam as kleding. En dis die punt wat hy wil maak. Kos is belangrik. Ons moet van tyd tot tyd eet. Maar dit is nie die heel belangrikste in my lewe nie. Klere is waardevol. Ons moet klere dra. Maar dit is nie die waardevolste ding in my lewe nie. Trouwens, wie van julle kan deur om te bekommer sy lewe met
een enkele uur verlê. Die snaakse ding is dat bekommernis ons eintlik kan doodmaak. Bekommernis veroorsaak kopseere, maagswere, hartaanvalle. 'n Mens kan hom dood bekommer. Maar jy kan nie deur bekommernis jou lewe 'n enkele uur langer maak. Ons almal lewe maar op geleende tyd. Net God weet wanneer ons tyd op die aarde verby is. Ons hoef daar nie bekommerd te wees oor doodgaan. Dis nie ons antwoord. Maar wat ons wel voor bekommerd te wees oor, is om ons te beywer vir die koninkryk van God. Dis iets positief. Dit is iets wat ons kan doen. Hy sê nie net, moenie dit doen nie. Skryf dit af van jou. Maar hy sê, maak die plek vol met iets anders. Beywer jou. Beywer jou vir die koninkryk van God. Om jou te beywer kan verskillende dinge beteken. Dit kan beteken dat jy meer wil leer en inligting by mekaar maak om meer te weet van die koninkryk van God. Ywer om te leer. Dit kan ook beteken 'n ywer om te wil deel wees van die koninkryk van God. Wat is die koninkryk van God? Die koninkryk van God is dit waaroor God hier op die aarde regeer. En 'n deel van hierdie koninkryk kom die mooiste uit in die kerk. Maar wie regeer die kerk? God regeer. Jesus Christus is die hoof van die kerk. Dat ons ook ywerig deel is van hierdie koninkryk van God. En dit wil wees, dit gaan ook oor 'n emosionele begeerte om dit te wees. Ek is deel daarvan, ek leer meer daarvan, en ek wil graag deel wees daarvan. Om meer te weet van hoe God die aarde regeer. Deel te wees en daarna te verlang, te besef, dat ons probleme waarin ons niks aan kan doen nie, eintlik maar in die hande van die Here is, dat ons dit daarin moet plaas. En hoe kan ek nou my beywer nog verder? Ek dink dit gaan daaroor om aanhou te bid. Hou aan om op hom te vertrou, op die Here te vertrou. Hou aan om goed te doen. Hou aan om die Here te dien en ander mense te help. Hou aan om te deel. En God beloof dat hy vir jou sal sorg. Laat God jou God wees in tye van swaar kry. En al die ander dinge wat jy nodig het, sal ook bygevoeg word. En dan sê hy op die einde, met hierdie gesindheid en gedagte, sluit Jezus die gedeelte af, as hy sê in vers 34, moet jy dit dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Weet, ons moeilikheid gaan nie sommer ophou nie. As jy die ander tyd, gaan nie sommer ophou. As ek dit kan hanteer met geloof, vertrou op die Here, jy weet dat God my sal versorg. Dat ek dit kan hanteer wat ek vandag voor my het. En dat môre sal die Here ook vir my sorg. Ek hoef nie bekommerd te wees nie. Ek hoef nie daai angstigheid in my te hê nie. My keel hoef nie toe te gaan. Want ek is 'n gelowige. Ek hou aan vertrou. Ek hou aan bid. Die Here sal ook antwoord. En liefdes, as gelowige kan ons vanoggend baie bly wees en baie dankbaar wees. Ons hemelse Vader het beloof dat hy vir elkeen van sy kinders hierdie komende jaar sal sorg. En mag hy ons vergewe as ons so bietjie twyfel in sy woord. Ons kan nie sê dat ons hom vertrou en dan nog angstig en haastiglik na ons eie probleme probeer ons. Ons glo dat God ons sal lei in ons besluite en hy daardeur na ons baie groot liefde ook sal ons
Ons Vader in die hemel, dankie Here, dat nie een van ons se probleme so groot is, dat dit die liefde en die sorg van die Here wegvat. Dankie Here, dat ons as gelowiges, ons as U kinders, belangrik genoeg is, dat U vir ons sal sorg en dat U vir ons lief het. En dat ons kan deel in God se koninkryk. En dat ons kan deel aan die verlossing van ons sondes. Help ons, Here, deur die Heilige Gees, wat ook in ons werk, dat ons bekommernisse kan verwerk. En dat ons altyd sal bly hoop op U, vertrou op U en versterk U daardie geloof ook in ons lewe. Help ons om raak te sien. Geef ons krag as ons hulp nodig het. Lei U ons, Here, deur U wysheid en deur mense wat U ook tot ons beskikking geplaas het. En daarmee wil ons vrede ook in die lade gaan. Ons wil vrede met ons Here God. Here, ons bid vir die wat swaar kry, ons bid vir die wat siek is, vir die wat worstel met hulle gesondheid. Ons bid, U ook vir hulle sal sorg, dat U vir hulle sal gesond maak, dat U vir hulle krag gee, U genade groot is, en dat U liefde onmeetbaar groot is. Ons bid dat U ons kerk sal seën in die jaar wat voorlê. Help ons om die woord te kan hoor in hierdie gebou, dat dit weerklank vind in ons harte. Help ons dat ons daarvolgens sal lewe, dat dit 'n eienskap van ons lewe sal wees en word, dat ons in U glo en op U vertrou en U liefde ervaar. Heer, dat ons altyd ons oë op U sal rig, dat ons in ons gebede U naam noem en U aanroep. Lei ons, Here, dat ons ook 'n boodskap het vir hierdie wêreld om ons, dat hierdie boodskap gehoor word en in ons dade ook gesien word. Ons bid vir ons gemeente, Here. Ons bid dat elkeen van ons sal groei in ons geloof, dat ons sal groei in die uitdra van die evangelie, dat ons meer hoop het, meer vertrou, meer geloof het, en lei ons daarin, Here. Ons bid dit alles om Jesus Christus ontwil. Amen. Liefdes, ons gaan nou oor na ons antwoorddiens. Daarmee bedoel ons dat ons ook reageer, en dis wat die Here, die genade wat hy ook vir ons gee, van ons toeste wat die Here vir ons gee, dat ons ook 'n bydrae gee vir mekaar, en ons barmhartigheid, van ons liefdesgawes gee, en dan gaan ons een van ons ouderlinge ook bevestig, een van die nuwe ouderlinge.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, jy weet hoe ons nou al verskillende kere die naam afgekondig het van Suster Rita Leroux, en te verneem of enige wettige beswaar het teen die bevestiging van haar in die aanpassoudelike. En aangezien daar geen wettige beswaar ingebring is die bevestiging nie, gaan ons dan ook nou voor om vir Rita in die aanpassoudelike te bevestig. Vir die doel, Rita, is het nodig dat jy ook net eers 'n kort uiteensetting moet aanhoor saam met die hele gemeente oor wat die aanpassoudelike ook behels. Nou ouderling is iemand wat die diens van die regering van die gemeente van Christus beoefen. Ouderlinge of opsieners het deurgaans in die apostoliese kerk die gemeente van die woord met die woord regeer en versorg volgens die gawes wat die Heilige Gees gegee het. Ons glo dat Christus mense tot besondere dienste in die kerk roep om gelowiges vir hulle dienswerk toe te rus tot opbou van die liggaam van Christus. En daarom rus Christus hulle ook toe met die gawes wat hulle nodig het. As ouderling, geliefde suster, word u geroep om die gemeente te regeer en te versorg. Hierdie diens word nie net aan 1 of 2 toe vertrou nie, maar aan al die ouderlinge saam, wat onder leiding en saam met die bediening van die woord vorm. Om hierdie diens behoorlik te kan uitoefen, is dit nodig dat die ouderlinge die woord van God deeglik ondersoek en hulle in die rykdom van die evangelie verdiep. Die opdrag as ouderlinge is dus die volgende: jy moet toesien dat alles in die kerk behoorlik en volgens goeie orde plaasvind, dat die woord en sakramente gereeld en suiwer bedien word en dat die sakramente heilig gehou word. Jy moet daarop let dat die bedienaar van die woord, die ouderlinge en die diakens getrou en deeglik hulle goddelike opdragte uitvoer, en jy moet die bedienaar van die woord met goeie raad bystaan. Jy moet sorgvuldig let op die Here in die lewe van elke lidmaat en alle Christene met raad en troos ondersteun. Die lidmate wat hulle nie verkeer nie en hulle sonder voortlewe moet met die kerklike vermaning en plig opgetree word. Die wat berou het, moet weer in die gemeenskap van die kerk van kom. Jy moet veral oor die Here die wandel van die bedienaar van die woord toesig hou, sodat alles tot opbouing van die kerk mag strek en geen vreemde lewe oorgedra word nie. En jy moet ook afvalliges en heidene tot bekering en geloof in Christus Jesus roep, want so vergader Christus sy kerk. Jy kan hoor wat die opdrag is. Ons vra jy nou om opreg op die vraag te antwoord. Is u in die harte daarvan oortuig dat u wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot die heilige diens geroep is? Glo u dat die heilige skrif die woord van God is en dat hy die volmaakte leer van die saligheid bevat en verwerp u alle leringe wat daarmee in stryd is? En beloof u om die goddelike opdrag getrou met ywer ooreenkomstig hierdie leer uit te voer en volgens hierdie leer ook te leef? Beloof u om u aan die kerklike vermaning en tug te onderwerp as u miskien in leer of lewe afwyk? Wat is hier op jou antwoord, Rita? Mag jy al vermoede God en Vader u sy genade skenk om in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam te wees. Wees dan ouderlinge, ywerige regering van die gemeente, wees soos wagter oor die huis van God, 'n vermaaner vertroos elkeen na sy behoefte, gee daarop ag dat die leer suiwer gehou word en dat die gemeente vroeg lewe. Wees getrou in die diens, wees 'n goeie voorganger vir die hele gemeente, en so sal jy vir jouself 'n eervolle plek in die gemeente verwerf en groot vrymoedigheid in die geloof in Christus en daardie lewe in die vreugde van die Here tot ingaan. In die geliefde gemeente, ontvang hierdie vroue as dienaar van God. Stel die gewillig onder hulle toesig en regering, want hulle waak oor die lewe en sal eendag daarvan ook rekenskap gee. Dink aan al die ouderlinge in die gebede. Maar omdat ons dit uit onsself nie kan doen nie, laat ons die almagtige God aanroep. Kom ons wat saam. Ons Vader, ons dankie dat u hierdie vrou deur die Gees gelei het om die roeping op te volg. Ons bid u, gee aan haar steeds meer die gawes wat sy nodig het om haar diens te kan verrig. Skenk aan haar wysheid, skranderheid, onderskeidingsvermoë en liefde. Verleen haar die genade om getrou in die diens te volhard en nie deur teleurstelling, moeite, verdriet of vervolging van die wêreld te verslag nie.
Seën Here die gemeente waarvoor U haar gestel het. Maak elkeen gewillig om hom aan die vermaning van die ouderlinge te onderwerp, omdat ons hulle kinderwille van hulle roep. Nou so U heilige naam geëer word in die ryk van U Seun, Jesus Christus kom. Verhoor ons, o Vader, deur die geliefde Seun. Amen. Kom ons sing nou vir Rita toe, die seënbede. Rita, baie geluk. Ons bede is dat dit wat jy ook nie verloor, dat dit woord, dat Here jou die krag en gawe gee, om dit voort te gaan. Kom ons sing daar toe, die seënbede. Saam as gemeente, lied nommer 500, die eerste en die tweede vers. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen. Ons het net die volgende afkondigings, daar is middelwagteldiens en 'n donasie kan in die silwerkassies by die deure geplaas word. Die kollekte